Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons raak dan net eers weer stil. Ja, Hemelse Vader, dankie dat ons kan kom stil word voor U. Dankie dat daar niks in hierdie wêreld is wat groter is as U beskerming en U versorging nie. Here, ons hoor, as die Bybel sê, van oorloë en gerugte van oorloë en is bekommernis vir party oor hoe dit die lewe gaan beïnvloed. En Here, ons weet dit kan die lewe verander, maar dit kan nie die lewe uit U hand uitgryp nie. Here, dankie dat ons te midde van oorloë kan ons altyd vra, maar watter deure gaan nou oop? Waar kan U stem nou duideliker gehoor word? Waar word mense weer ontvanklik vir U goedheid? En so Here, help ons om nie met wêreldse oë na hierdie dinge te kyk nie, maar dat ons met U oë leer kyk en met U oë leer stap en met U voete leer stap en met U hande leer help, dat ons regtig U liggaam in hierdie stikkende wêreld kan wees. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan nou vanoggend voort in ons reeks in 1 en 2 Timoteus, 'n boek oor die evangelie, en dit gaan om die evangelie te verdedig, om die evangelie te voldoen of uit te leef en om die evangelie te verkondig. Paulus is besig om te leer hoe die evangelie jou lewe moet verander. Die kern van die evangelie is om iemand te neem wat verlore is tot 'n plek van redding. Jy ontmoet die evangelie waar jy nie 'n kind van die Here is nie, waar jy in die koninkryk van duisternis is, en die goeie nuus kom dat dit is waar dat jou pad is hel toe. Ons het nog ons King's Kids week van laasweek, ons kinderprogram se prentjie agterop. Dit is waar dat jy op daai pad begin, maar jy hoef nie op daai pad te bly nie, want daar is hoop. Jesus het gesterf aan die kruis. Jesus het die pad oopgemaak, dat deur geloof en deur bekering kan ons nou gered word. So die evangelie is wat jou gered kry, maar iemand het gesê, ons gradueer nooit weg van die evangelie af nie. Die evangelie, ons kom telkens terug na die evangelie, want dis ook wat ons nou moet verander. In die evangelie, die goeie boodskap van Jesus leer ons dat God is die koning. Met ander woorde, hy is 'n goeie koning, maar hy is die koning. Met ander woorde, ons moet vir hom luister. Ons is nie die slim een in hierdie verhouding nie, God is die slim een in hierdie verhouding. En die konteks wat in Timoteus se kerk gebeur het, waar Paulus nou vir hom skryf, is dat dit nie goed gaan nie. Dat mense het begin hulle eie reëls volg, hulle eie manier van kerk doen, hulle eie beginsels, en dit het gelei tot vals profete, tot onheiligheid en al hierdie dinge. En Paulus wil deur Timoteus sê, roep hulle weer 'n bietjie terug na waaroor kerk regtig moet gaan. Die heel eerste opdrag wat Paulus vir Timoteus aan die begin van die brief sê is, bly in Efese om sekere persone te beveel om geen vreemde leringe te doen nie. Die pad na gebrokenheid begin deur dinge te leer wat nie God se dinge is nie. Om waarhede te verkondig wat nie God se waarhede is nie. So die slegte lering, slegte doktrines lei tot slegte kerke. Ek weet nie of al ooit gehoor het dat die statistieke sê dat die egskeidingssyfer is dieselfde by Christene en nie-Christene. Het julle al ooit daarvan gehoor? Dat die egskeidingssyfer is dieselfde by Christene en nie-Christene? Dis net waar as jy 'n navorsing doen en jy vra vir mense, is jy 'n Christen? Dan sê hulle ja of nee. Dan bly dit dieselfde. As jou studie bietjie dieper gaan en jy vra vir iemand, glo jy in die Bybel? Gaan jy kerk toe? Dan verander dit drasties. Christene wat in die Bybel glo en wat deel is van 'n kerk, sy egskeidingssyfer is by verre minder, verre minder. So mense wat regtig met 'n pad met die Here stap en nie soos die wêreld is nie, word anders. So God red ons deur die evangelie en dan roep hy ons in sy kerk in en hy skep die huisreëls vir sy kerk. Dis sy kerk, is nie ons kerk nie. Hy sê, dis hoe ek wil hê my kerk moet werk. Nou, ek weet nie of jy by jou huisreëls het nie, ek hoop so. Ek weet nie wie, en nou gaan ek jou vra om jou hand op te steek. Wie van julle het reëls dat as jy 'n koppie neersit, dan moet daar 'n plek maatjie wees? Ek wil bietjie sien hoe gaan dit met ons kerk. Niemand nie, het niemand daai reël nie. Daar sulke reëls. Okay. Kyk.
Is jy strenger op daai reël met die eie mense van die huis of met besoekers? Eie mense. Hoekom? Want jy het tyd dat hulle verstaan hoekom daai reël daar is. Hierdie is ons goeders, ons moet na dit kyk. Hierdie is ouma se tafel gewees, ons moet na ouma se tafel kyk. Jy gaan nie altyd so streng met besoekers daaroor wees nie. En dis dieselfde ding in die kerk ook. Die oomblik wat jy deel word van die kerk, dan begin jy die huisreëls verstaan. En jy begin leer hoekom dit daar is en hoe dit goed is. Nou ons gaan vandag na een van God se huisreëls kyk. En die huisreël gaan oor wie moet leierskapposisies in die kerk inneem. Wie moet pastore en ouderlinge van die kerk wees? Nie wie moet die leier van die kerk wees nie. Dis nie die vraag van vandag nie. Die vraag is nie wie moet die leier wees nie, want Jesus is die leier van die kerk. Daai rol word nooit aan enigiemand anders gegee nie. In ons baptiste se beginsel staan daar, Jesus is die direkte leier van die kerk, niemand anders nie. Ons moet altyd by hom hoor, want dit is sy kerk. Maar in die daaglikse hantering van die kerk en die bestuur van die kerk, wie moet die leiding en onderrigrol inneem? En dis hoekom ons onderwerp dan nou vandag is God se ontwerp vir kerkleierskap. Jy kan jou Bybel oopmaak daarso by 1 Timoteus 2. Ons gaan van vers 11 tot vers 15 saam lees. Ek dink Erika het gesê sy lees vandag, maar voor sy gaan lees, gaan ek net 'n bietjie sê wat ons vandag gaan lees is baie aanstootlik vir die wêreld. En is nie verbaasend nie, dit moet ons nie verbaas nie, want dit is verskillende wêreldopinies, dis verskillende wêrelduitkyke. So dit moet ons nie verbaas dat die wêreld nie gaan hou van wat ek sê nie. Wat ons wel moet verbaas is dat party Christene nie gaan hou van wat ons sê nie. Sommige Christene vind hierdie aanstootlik, asof God nie die reg het om die reëls in sy eie kerk te maak nie. En so ek wil ook net herinner voor ons dit begin lees, ons kerk se doel is om die Bybel as maatstaf vir waarheid te gebruik. Nie tradisies nie die begeertes van mense nie iemand se persoonlike profeseë nie die druk van die wêreld nie, slegs wat die Heilige Gees deur sy woord sê, is wat ons wil doen. Nou natuurlik vat dit moeite, want jy kan dit verkeerd lees en dit dan toepas. Nee, ons moet moeite doen eers om seker te maak dit is wat dit wel sê, en as ons seker is dis wat dit sê, dan moet ons dit doen. Want slegs die Here, deur die Heilige Gees, deur sy woord, gaan met ons praat. So kom ons bid net saam voor Erika vir ons gaan lees. Ja, Here, help ons asseblief om met lerende, nederige harte na U toe te kom. Here, dit is altyd so vreemd dat die wêreld werk nie. Dis 'n stikkende plek. En dan wil mense die wêreldse reëls in die kerk begin toepas. Here, hoe gaan ons iets kry wat heel is as ons stikkende plekke se reëls begin toepas? Here, dankie dat U huisreëls, U oikonomia is beter. Dis regtig gemaak deur U en U weet wat die beste is. Dus help ons, Here, om te verstaan vandag wat U wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie Erika, ons gaan lees van 1 Timoteus 2 vers 11 tot vers 15. 'n Vrou moet haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie. Sy moet haar stil gedra. Adam is immers eerste geskep, daarna Eva. En Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar laat mislei en het 'n oortreder geword. Maar sy sal verlos word te midde van kindergeboorte, mits hulle volhou om gelowig, liefdevol, heilig en in getoe te leef. Dankie Erika. Ja, ons sal 'n bietjie moet gaan uitvind, want vir 'n vrou om te lees, 'n vrou moet stil bly. Ons hou vas aan daai gedagte. Ons wil kyk ons wil deur die teks werk om te sien wat die Bybel sê en aan die einde gaan ons die toutjies bymekaar trek. Die deel oor kindergeboorte gaan ons nou volgende week na kyk, maar ons begin daarso en dit lyk of hy twee dinge probeer sê. Hy probeer sê 'n vrou moenie lei nie, sy moenie leierskap inneem nie, sy moet onderdanig wees en die tweede ding is dat 'n vrou moet stil bly in die kerk. So kom ons kyk eers na hierdie leierskap kwessie. En hierdie verdeel die kerk in twee dele.
Daar is die ek weet nie of hierdie die regte Afrikaanse woord is nie. Google Translate sê so, maar wat weet Google Translate? In Engels is dit egalitarian en complementarian. So in Afrikaans sê hulle dis egalitaristies. Hey, pragtig. En complementariërs. Okay. Wat dit sê is, die egalitariër view sê, mans en vroue is gelyk in beide waarde en funksie. Daarom is die rolle van pastoor, ouderling en kerkleier oop vir beide mans en vrouens. So die egalitarian view sê, daar's geen verskille in die funksies van mans en vroue in die kerk nie. Wat 'n man kan doen, kan 'n vrou doen, wat 'n vrou doen, kan 'n man doen, en so. Die komplementêre view sê, mans en vroue is gelyk in waarde voor God, maar God ken hulle verskillende rolle toe wat mekaar aanvul. So dis 'n gelyke waarde met verskillende rolle en ons het mekaar nodig. Hierdie rolle word as verskillend, maar ewe waardevol en belangrik in God se ontwerp beskou. Die rolle van pastoor en ouderlinge is vir mans gereserveer. Nou, ons as Stilbaai Baptist Church handhaaf 'n komplementêre, is dit die woord? Komplementêre siening oor hierdie kwessie. Ons glo dat mans en vrouens het dieselfde waarde, dieselfde belangrikheid voor God, maar dat God verskillende rolle vir elke geslag gegee het. So ons gaan, ek hoop ek gaan dit vir julle uit hierdie teks kan wys, ons gaan kort verwysings na ander dele van die Bybel ook doen. Daar's net nie tyd om na alles te verwys nie, maar ek hoop ek gaan vir jou kan wys dat hierdie die Bybelse opinie is. As jy 'n meer dieper studie van hierdie wil doen, Mike Winger, wat ons nou al 'n paar keer genoem het, hy het 'n studie gaan doen oor vroue in die bediening en hy het 'n reeks saamgesit van 43 uur lank. So jy kan vir 43 uur gaan kyk wat hy na elke liewe teks in die Bybel wat te doen het met vroue in sy beroepe en ook wat hy gaan doen na alle moderne en ou navorsing oor byvoorbeeld ja, maar wat van die van hierdie kultus wat gesê het vrouens is so, en wat van hierdie opinie, en wat van hierdie opinie. So vir 43 ure vertel hy vir jou wat die Bybel sê. Hy, iewers in die begin van die reeks, of het hy in 'n ander video gesê, hy sê, toe hy hierdie reeks begin het hy eintlik gehoop, hy gaan op die gevolgtrekking kom, dat dit 'n egalitarian view is. Hy sê, hy was oop vir enige van die twee, maar dis waar hy gehoop het hy gaan eindig. Maar na 43 uur, toe sê hy, dis duidelik vir hom, dat die komplementêre view, komplementêre uitkyk, is die Bybelse uitkyk. Nou ek het tot vir ChatGPT gaan vra. ChatGPT brei nie my preke vir my voor nie, maar ek het vir ChatGPT gaan vra. ChatGPT, as jy net na die Bybelse teks kyk, watter een van hierdie is die mees Bybelse opinie? En toe sê hy, ek is 'n masjien en ek het geen opinies nie. Nee. Jy moet nou 'n judge posisie inneem hierso en jy moet vir my sê deur net na die teks te kyk. Watter een van hierdie uitkyke pas beter by die teks? En ChatGPT sê die komplementêre een. Ek wil ook vir jou wys hoe beide kante hulle saak argumenteer. So as ons nou na daai teks kyk, dan sê hy so Paulus sê in vers 12, ek laat 'n vrou nie toe nie. En hier spring party van die egalitariërs dan nou op en hulle sê, aha, dis net Paulus se opinie. Paulus sê, hy laat dit nie toe nie, maar dis nie God se opinie nie. Nou, ons het nou reeds, as jy saam met ons deur die reeks gegaan het ons 2 weke terug daarna gekyk, dat as Paulus sê, ek sê, dan sê hy dit uit die rol wat hy deur God aangestel is, as 'n leraar vir die heidene. Hy praat namens God as hy praat. Dis die Heilige Gees dis nie Paulus se opinie nie, dis Paulus wat God se woorde hierso praat. En die Heilige Gees deur Paulus sê, ek laat vroue nie toe om onderrig of 'n gesagsposisie uit te oefen oor mans nie. Nou moet ons onsself afvra. Okay, is hierdie nou, die Engels sê blanket rule, 'n algemene reël? Is dit 'n reël wat Paulus net vir 'n kort tydjie gegee het? Was dit net vir party kerke bedoel of is dit vir alle kerke alle tye bedoel? Dis wat die egalitariërs sê. Hulle sê daar was probleme in Paulus hierdie kerk van Timoteus. Die vroue het begin oorvat en hulle het verkeerde dinge geleer en Paulus sê, okay, vir 'n tydjie kom ons kry net weer alles bymekaar. Laat die vrouens net bietjie stil bly vir 'n ruk, dat ons net gou weer by die waarheid uitkom en dan kan ons weer teruggaan na die normaliteit. Dis die egalitariër view. Nie alle kerke nie.
Nou daar's ten minste 2 maniere om te sien dat hulle verkeerd is en dat hierdie 'n algemene reël vir alle kerke is en nie net vir hulle nie. Hoe sien jy of iets 'n algemene reël is? Jy kyk of daar enigiets anders in die Bybel is wat dit weerspreek. Is daar ander voorbeelde in die Bybel waar vrouens rolle inneem van pastore en onderrig oor die kerk? Daar is geen voorbeelde in die kerk, in die Bybel, waar vroue 'n leidende en onderriggende rol in die kerk inneem nie. Wat nogal veelzeggend is, omdat Jesus vrouens baie hoog geag het. Jesus het vrouens deel gemaak van sy disippels wat hom gevolg het. En tog, toe hy disippels gaan kies het, toe kies hy 12 mans. En selfs na sy dood, toe Judas weg is en dood is, en hulle moet 'n nuwe apostel kies, en hulle sê, die voorvereiste is dat hierdie persoon die hele tyd saam met ons moes gewees het hulle nie een vrou oorweeg nie. Het hulle net mans oorweeg. Paulus later besoek die leiers van die kerk, en is Johannes en Petrus. Ons gaan later in 1 Timoteus sien, waar Paulus duidelik sê, ouderlinge is slegs vir mans. Nou, wat ons moet sien, is dat vrouens het verskriklike belangrike rolle in die kerk gespeel. Weereens, komplementêre sê, daar is nie 'n verskil in waarde en 'n verskil in die waarde wat jy byvoeg tot die kerk nie. Daar's nie 'n verskil in die rangorde van jou bediening nie. Phoebe lees ons van wat 'n diaken in die kerk was. Ons lees van Priscilla wat haar man ondersteun het en toe Apollos met baie ywer begin preek het, maar nie baie kennis nie, toe vat hulle hom uit die kerk uit en haar man en sy help hierdie persoon onderrig. Ons het iemand soos Lydia wat 'n sakevrou was en haar huis het die kerk geword. Sy het haar huis beskikbaar gestel. Daar was ook ander vrouens gewees wat baie ryk was, wat betaal het dat kerke kon voortgaan. Junia is een ander een waarvan ons hoor, wat sy was bekend onder die apostels. So met ander woorde, sy was van baie waarde vir al die apostels gewees. En as jy enige spesifieke van hierdie persone meer inligting wil kry, Mike Winger gaan iewers in sy 43 ure vir jou baie inligting oor hulle gee. Maar hy self sal vir jou sê, en die Bybel sê vir ons, nie een van hierdie vrouens het ooit 'n posisie ingeneem van pastoor of ouderling nie. So dis die een rede. Die tweede rede is, Paulus verduidelik waarom vroue onderdanig moet wees. Die egalitaire se argument is, soos ek gesê, daar's probleme in die kerk. Een nuwe een wat ek nou groot in die wêreld is, hulle praat van die Artemis kultus. Daar was 'n Artemis kultus gewees, so met ander woorde, hy kom nou in 'n heidense dorp in, hulle konteks is dat hulle hierdie vroulike god Artemis aanbid. En Artemis het geglo dat sy was eerstegebore en toe haar broer, en sy het vroue leiers gehad en alles. En Paulus sê, nee ouens, ons moet 'n bietjie uit hierdie beginsel wat julle verstaan uitkom. En so, daarom gaan ons vir 'n tydjie net die mans gee. Nou, jy kan jouself jou navorsing gaan doen, dat dis net glad nie waar oor die Artemis kultus nie. Ek het navorsing gedoen wat hulle sê, al hierdie opinies wat hulle tans oor die Artemis kultus het, word gelees deur hierdie Bybelteks. Dit word nie deur navorsing gevind nie. Dit word gevind waar mense sê, hoe kan ons Paulus se teks aanpas? Kom ons kyk na Artemis kultus. Ons neem aan, hulle het vrouens meer opgehef. En dis net nie waar nie. Maar Paulus gee vir ons die rede hoekom vrouens onderdanig moet wees. Ons hoef nie te raai nie. En Paulus vat dit nie na die kultuur toe nie. Hy sê nie vrouens moet onderdanig wees want in julle kultuur nie. Hy sê want Adam en Eva. So hy vat dit reg na die begin toe. Adam is eerste geskep, daarna Eva. En Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar laat mislei en 'n oortreder geword. Die rede waarom mans in die kerk moet lei, is dat God in die tuin besluit het, dat hy mans en vrouens verskillend maak, en daar's 'n volgorde. Nie 'n volgorde van belangrikheid nie, maar 'n leierskapsvolgorde. Ek dink nie vers 14 beteken, dat vrouens altyd makliker mislei word as mans nie. Daar's net te veel Bybeltekste waar vrouens man baie goed mislei het. As jy dan dink aan Juda en Tamar en al hierdie stories. Ek dink nie daai teks sê, vrouens kan nie leiding inneem nie, want hulle is so gullible. Dis nie wat hy sê nie. Wat hierdie teks sê is, kyk wat het gebeur, toe Eva die leierskapposisie inneem. Kyk hoe het chaos begin,
toe Eva die rangorde wou verander en beheer inneem en die besluite begin neem wat Adam moes geneem het. Ek dink dis wat die teks sê. Nou 'n paar dinge wat ons nou moet oorweeg as ons hierna kyk. Hierdie beteken nie dat vrouens nooit in die kerk kan lei of onderrig gee nie. Die konteks is, waar mans betrokke is, moet vrouens nie leierskap en onderrigposisies inneem nie. John Piper het so gesê, iemand het hom 'n vraag gevra oor 'n vrou wat baie ongelukkig is, dat sy nie vir die kerk kon preek nie. Toe sê hy vir haar, jy mag vir 75% van die samelewing preek. Alle vrouens en alle kinders, manlik en vroulik. So jy mag vir 75% van die samelewing preek, maar jy's nou ongelukkig oor die 25% wat God sê jy nie mag doen nie. Hoekom pla dit party mense? Die vloek wat in Genesis aan Eva gegee is, sê dit duidelik, jou begeerte gaan vir jou man se posisie wees. Die teks sê, jou begeerte gaan vir jou man wees, maar dis nie 'n vloek nie, dis 'n goeie ding. Jou begeerte in die konteks daar, gaan vir jou man se posisie wees. Die Bybel, so die ander ding om na te kyk is, die Bybel definieer net 2 plekke waar hierdie geld. Daar's net 2 plekke waar dit geld dat mans in leierskap moet wees. Dis die huwelik en die kerk. Dis snaaks dat party mense aanvaar dat God die man in die huwelik aangestel het as die leier, maar nie in die kerk. Hy mag dit nie in die kerk doen nie. Hy mag dit in die huwelik doen, maar hy mag dit nie in die kerk doen nie. Enige ander gebied is oop vir vroulike leierskap. Ons het dit selfs in die Bybel. Ons het vir Deborah wat 'n leier van die nasie was. Sy was nie die geestelike leier nie. Ons het iemand soos Lydia in die Bybel wat 'n sakeleier was. Ons het die Spreuke 31 vrou wat 'n besigheid gehad het waar sy lappe gekoop en verkoop het en mense gehad wat vir gewerk het. So hierdie reël wat is slegs 'n reël vir die huwelik en vir die kerk. In die wêreld daar buite mag vrouens skoolhowe wees, hulle mag presidente wees, al hierdie dinge. Dis nie 'n Bybelse, daar's nie 'n Bybelse verbod daarop nie. Die ander ding ook om te besef, en die probleem is hierdie teks is in die jare so gebuig. Hierdie beteken glad nie dat alle vroue onderdanig is aan alle mans nie. Dis net glad nie waar nie. Jy is onderdanig aan jou man en in die kerkkonteks is jy onderdanig aan die leierskap. In die samelewing as 'n vrou is jy nie onderdanig aan enige ander man nie. Hulle het geen leierskapposisie verder nie, behalwe natuurlik nou die staat ook nog. Ja. Nou die ding ook om te besef is, wat hierdie teks nie sê is, mans moet leiers wees, vrouens moenie leiers wees nie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê, daar is 'n baie klein deeltjie van die mans wat kwalifiseer om leiers te wees. So daar's party mans wat ook baie graag wil leiers wees, en ons gaan later in Timoteus sien dat God sê, nee, maar jy kwalifiseer ook nie. So om 'n vrou te wees, is nie die enigste ding wat jou diskwalifiseer nie. Daar's baie ander dinge wat jou ook diskwalifiseer. Die een ding wat ek nogal besef het ook deur hierdie teks gaan, die egalitariste, dit klink soos terroriste, die egalitariste eis dat vroue toegelaat moet word om leiers te wees. Hulle wys hulle kaarte 'n bietjie. Want wat hulle sê is, as jy weier dat 'n vrou die leier is, dan onderdruk jy vrouens. En jy laat hulle nie toe om in belangrike posisies te wees nie. Hoor jy wat sê hulle? Hulle sê, ons het 'n rangorde in die kerk gemaak, waar sekere posisies belangrik is en sekere nie is nie. En dis nie waar nie. In die Bybel is alle posisies op dieselfde vlak. So as jy begin kwaad word omdat 'n vrou nie 'n sekere posisie het nie, omdat dit 'n belangriker posisie is, dan moet jy aan jou teologie begin werk, want daar is nie belangriker posisies in die kerk nie. Daar's geen rangorde van 'n ouderling is belangriker as iemand wat die deur groet of kinderkerk doen nie. Almal is op dieselfde vlak. So of jy nou 'n prediker of 'n leier of die hoof van die sonnaarskool is, ewe belangrik. Dis ook interessant as jy nou na hierdie teks kyk waar hy sê vrouens moet onderdanig wees, dan vat hy terug na Adam en Eva toe. En in die tuin het God vir hulle gesê, hier's al hierdie bome waarvan jy kan eet, maar nie daai ene nie. En in die kerk sê die God vir vrouens, hier's al die rolle wat jy kan vul en nie daai ene nie, en dan pla dit hulle. Pla dit party van hulle. In God se kerkekonomie sê hy, hier is die gebiede waar jy kan dien. Ons het verlede week gehoor by vrouens. Vrouens se beeldskoonheid kom uit hulle goeie werke uit. Vrouens se rol in die kerk is van verskriklike belangrikheid, selfs as mans. Net nie daardie rol nie. Die ander rolle is waar jy jou waarde en jou vreugde en jou al jou dinge kry.
So, wat nou van die deel, dit is nou die deel van leierskap. Wat nou van die deel dat vrouens stil moet wees? Nou moet ons dieselfde vraag vra. Is dit 'n algemene reël dat vrouens nooit mag praat nie, of is dit 'n spesifieke stilte waarvan hy praat? Dit kan nie 'n algemene reël wees nie, want daar's baie voorbeelde in die Bybel van vrouens wat in die kerkkonteks praat. Die dogters van Filippus het geprofeteer in die kerk. Die dames wat eerste vir Jesus by die graf gesien het, hulle het na die mans toe gekom, die samekoms van die mans, en daar het hulle gepraat en gesê, Jesus het opgestaan. In 1 Korintiërs 11 vers 5 is daar onderrig vir vrouens wanneer hulle in die gemeente moet bid en profeteer. So as dit algemene stilte was, dan sou niks van hierdie sin gemaak het nie. So waarna verwys hierdie stilte? Dis die stilte van leierskap. Dis die stilte van om as 'n leier te praat. Dis die stilte van om 'n posisie van onderrig in te neem oor mans. Hy sê in daai posisie moet jy stil bly. Hier moet jy onderdanig wees en hier moet jy luister. So ten slotte, die vraag of vroue toegelaat moet word om te lei en te preek, is 'n baie moderne probleem, het jy geweet? Vir 1800 jaar in die kerk het dit niemand gepla nie. Vir 1800 jaar het niemand gesê, "Haai ouens, ons moet regtig die Bybel beter begin lees sodat ons kan agterkom dat vrouens ook hierdie rolle kan vervul nie." Die probleem het begin met feminisme. Die probleem het begin met druk van die buitekant af. Nou, daar was rofweg 3 golwe van feminisme gewees. Dit is 'n bietjie meer kompleks, want 'n paar van die tannies in die begin wou ook alle mans dood gehad het, maar daar was hierdie 3 golwe gewees van feminisme. Die eerste golf was gewees om te sê, moenie vrouens onderdruk nie. Gee vir ons gelyke waarde. En as 'n kerk moes ons gesê het, 100%. As die kerk ooit in sy geskiedenis vrouens onderdruk het, dan het hy sonde gedoen. Vrouens het net soveel waarde as mans. Dit was die eerste golf van feminisme. Toe kom die volgende golf van feminisme wat sê, maak plek vir vroue oral, want ons is gelyk in funksie. Toe moet die kerk opstaan, en ongelukkig het hulle nie altyd nie, om te sê, maar dis nie Bybels nie. Dis nie Bybel, waarde dieselfde ja, maar funksie nee. Toe kom die derde vlaag van feminisme wat sê, ons het nie mans nodig nie. Mans is die probleem, mans is sleg. Almal, wat sou die hashtag wat altyd uitgegaan het van, jy's deel, as jy 'n man is jy deel van die probleem. En dit is die probleem van, en dis in hierdie golf, in hierdie beweging, waar daar begin druks gesit word op die kerk om te sê, hoe durf julle slegs mans in sekere posisies toelaat? So die dryfkrag vir vroue in leierskap kom nie uit noukeurige studie van die Bybel nie. Dit het ontstaan uit bewegings in die ongelowige wêreld wat na die kerk oorgespoel het. Nou het ons hierdie 2 groepe, en in ons dorp sal die kerke tussen die 2 groepe verdeel word. Daar's nie, so jy gaan hier in hierdie dorp mense kry wat komplementaries is, en jy gaan mense kry wat egalitaristisch is. Wat doen ons met hierdie meningsverskille? Nou die eerste ding is, dis nie 'n reddingskwessie nie. Ons kan hieroor verskil sonder om te sê die ouens wat met ons verskil gaan hel toe. Ek glo dit glad nie. Ek glo jy kan 'n vroue leier in jou kerk en jy kan nog steeds hemel toe gaan. Dis nie 'n reddingskwessie nie. En ek gaan nooit iemand gaan veg hieroor nie. Ek gaan nooit iemand aanvat hieroor nie, want dis hulle besigheid. Romeine sê, hulle is die kind van God, hulle is God se knegg, laat hulle dit daar uitsorteer. Dis nie my werk om met ander mense te praat nie. Maar in ons kerk moet ons seker maak, dat as ons die Bybel lees, en ons die Bybel verstaan, dat ons die Bybel moet toepas. Hier is natuurlik 'n baie relevante onderwerp op die oomblik. Want die gereformeerde kerk het onlangs by hulle synode teruggegaan na die besluit om te sê, hierdie rolle is net vir mans. En dit het oorlog veroorsaak. Die mense wat die meeste kwaad is nie Christelik nie. Dis vir my die ironie. John Oosthuizen en al hierdie mense wat so op die internet te kere gaan. Hulle is nie Christen nie, hulle is nie kinders van die Here nie. So ons ondersteun die gereformeerde kerk en ons bid vir hulle. Ons is altyd bly as iemand begin 'n standpunt inneem vir die waarheid en vir die woord. Maar so kom ons som bietjie God se huisekonomie oor leierskap op en ons sê, God het die kerk geskep waar mans en vroue gelyk is in waarde en bydra, maar verskil in funksie. God begeer manlike leierskap, maar daardie leierskap moet beide mans en vroue ophef om hulle roeping in die familie van God te vervul. So is hierdie teks kontroversieel? Wel, slegs as jy die teks verkeerd verstaan, as jy dink dit beteken vroue moet onderdruk word, of vroue is minder belangrik, of vroue mag nie iets sê nie. Maar as jy begin verstaan wat God besig is om te doen,
dan besef jy, God mag sy eie reëls maak. Dis sy huis, sy kerk. Hy kan doen wat hy wil. Maar ek dink ons moet ook bietjie ophou beklei hieroor. Dis altyd vir Satan so lekker, as ons heeldag sit en met mekaar beklei, en die wêreld gaan verlore. Hy lag heelpad. As ons heeldag hierdie kwessies het, klein of groot, waarmee ons nou debat hou, en boeke skryf en te kere gaan. Miskien moet ons maar net by 'n punt kom waar ons die Here gehoorsaam en gelowiges uitgaan om die ongelowiges te vind. Miskien moet dit maar weer so maklik word. Lees die Bybel, doen dit, gaan lewe in die wêreld, vind die ongelowiges, lei hulle na Jesus toe. Kom ons stap weg van kontroversiële kwessies wat ons tyd opneem en ons gaan terug na die woord en sê, Here, leer ons sal gehoorsaam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord waarheid is. Here, dankie dat ons u woord kan lees en kan verstaan. Here, ek weet daar is mense wat met my verskil hieroor en is mense wat lief is vir u en mense wat 'n passie vir u het en wat die waarheid wil doen en vir een of ander rede het hulle besluit om groter waarde te gee aan wat buite die Bybel is as binne die Bybel. Maar Here, help ons as 'n kerk om altyd u woord eerste te stel. Om altyd die moeite te doen om te verstaan wat u woord sê en om dit dan te gehoorsaam, dit uit te leef. Here, ons bid vir manlike leierskap om goeie leierskap te wees. Here, ons lewe ook in 'n konteks op oomblik waar daar soveel swak leierskap van mans in die kerk tentoongestel word. Ook omdat baie van hulle glad nie kwalifiseer volgens 1 Timoteus nie. Here, rig weer mans op wat in nederigheid en in geloof u dien bo alles. Nie hulself nie hulle eie bankrekenings, nie hulle eie roem nie, maar wat neerbuig en hulle kerke en u dien, sodat almal opgehef kan word om hulle rol in hierdie liggaam te vind, om u al die eer te gee, om weer 'n verskil in die samelewing te kan doen deur die take wat u vir ons voorberei het om te doen. En so Here, help ons om gehoorsaam te wees en om daardie verlorenes te vind en deur vir dit te wys hoe die kerk anders is, hoe die kerk 'n liefde en 'n plek vir almal het, waar 'n kerk jou 'n kans gaan gee waar die samelewing dalk opgegee het om vir jou 'n kans te gee. Here, help ons om hierdie wonderlike kerk liggaam, familie wat u gestig het, vir die wêreld te neem. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos u te wees.